Israel teen die alliansie van boosheid is 'n tema wat vir baie mense bietjie kontroversieel was. Ons sien ook op ons sosiale media, op ons bemarking, dat daar sekere mense opmerkings gemaak het, wat vir my duidelik is, dat mense, wanneer jy onmiddellik verwys hier dan na alliansie van boosheid en Israel aan die een kant, jy skep hierdie polarisasie, dan wek dit konflik in sekere mense se harte. Mag hierdie boodskap vanmôre hierdie saak mooi regstel en verstaanbaar maak vir jou. Ek dink 'n tema wat so 'n bietjie stir is altyd goed. Dit maak mense nuuskierig om te weet wat die woord van die Here sê en soms wat die pastoor sê. Ek is oortuig daarvan dat ons nou in 'n era lewe waar gebeurtenisse voor ons oë afspeel wat slegs korrek verstaan kan word met baie sorgvuldige en verantwoordelike Bybelinterpretasie. Dis nie die tipe ontleding wat jy kan doen op grond van spekulasie of hoe jy voel of wat jou oortuigings of so is nie. Dit wat ons sien gebeur op die wêreld verhoog is 100% in lyn met Bybelprofesie. As jy dit wil verstaan, kan jy dit net verstaan deur die openbaring van God se woord. Daar's nie 'n ander manier nie. Nou, wanneer jy die televisie aansit of jy sit jou rekenaar of jou telefoon, slimfoon deesdae aan, dan is daar 'n oorvloed van sosiale media met opinies. Ons sien verskeie mense na vore kom wat klaarblyklik kenner is op die gebied en dan spekuleer hulle en praat 'n klomp dinge wat eintlik glad nie in lyn is met die profetiese uitsprake van die woord nie. So ek wil jou aandag daarop vestig en ek wil vir jou sê dat jy versigtig moet wees met die inligting wat dikwels op sosiale media versprei word en alles met baie wysheid en geestelike wysheid sal ontleed en daaroor dink en dis meer. Maar ek wil 'n uitsondering maak. Daar is teoloë en ouens wat regtig waar moeite doen met, na my mening, regtig verantwoordelik omgaan met die woord en video's maak van hulle opinie en hulle probeer na die beste van hulle menslike vermoë om met baie groot sensitiwiteit en verantwoordelikheid om te gaan met die interpretasie van die skrif en ook met die gebeure wat tans gebeur en dis meer. So ek dink dit is iets waarvan ek net vanmôre wil erkenning gee. En ek wil soos hierdie ouens, soos hierdie teoloë, wil ek vanmôre 'n eerlike ontleding aanpak oor die situasie in die Midde-Ooste. Want mense, ons kan nie anders as om aandag te gee aan dit wat daar gebeur nie, want dit is alles die tekens waarvan Jesus self gepraat het, wat nou voor ons oë besig is om af te speel. Die tyd is besig om nou te eskaleer na die koms van Jesus Christus toe. En ek vir julle sê, as 'n ware kind van die Here, moet jou oë en jou hart moet wakker wees vir dit wat nou gebeur. Ons kan nie net ons oë wegdraai van die dinge af en sê, man, dis net 'n klomp negatiewe nuus. Ons kan nie nou aandag gee nie. Dit wat Jesus gesê het gaan gebeur aan die einde van die dae, al wat positief is daarvan, is dat Jesus gaan terugkom. Vir die res is dit nogal destruktiewe en kommerwekkende en hartverskeurende gebeure wat afspeel op die wêreldtoneel. Oorloë, gerugte van oorloë, hongersnood, die een broer wat teen die ander ene opstaan, die een nasie teen die ander ene. Niks van dit is positief nie. Maar dit is die gebeure wat Jesus self gesê het gaan plaasvind en dit eskaleer as gevolg van die sondige natuur van die mens. Kyk, ons almal ken mos maar ten dele en so ken ek ook maar ten dele, so dis 'n eerlike uitbeelding van wat daar aangaan, wat ek vanmôre onder jou aandag wil bring. Nou, waar kom hierdie hele storie vandaan van die alliansie van boosheid? Hoekom daai spesifieke tema? Julle sal onthou, daar word dikwels gepraat in die nuus oor die axis of evil, die as van boosheid.
die alliansie van boosheid, maar dieselfde ding is net, ek noem dit net ietsie anders. Maar ek wil jou net so 'n bietjie terugvat en vir jou sê waar hierdie ding vandaan kom, sodat jy die konteks sal verstaan van hierdie boodskap. Kom ons kyk gou terug. Hierso is 'n stukkie navorsing gedoen. Ons sien daarso dat George W. Bush, die voormalige president van die VSA, het by die State of the Union Address in 2002 het hy Iran, Irak en Noord-Korea beskryf as the axis of evil. Dis waar hierdie tema vandaan kom. Dis 'n metoniem. Nou 'n metoniem is wanneer jy dit kom eintlik maar net van die Griekse woord metonymia, wat beteken 'n naamsverandering. So as ek byvoorbeeld vir jou sê die kroon het gepraat, dan sê ek eintlik vir jou die koning het gepraat. Of ek sê vir jou die tafel het besluit, dan is dit eintlik maar die raad of die vergadering. Dit is wat 'n metoniem is. En hierso kom George Bush en hy sê dan nou, hy sê hierdie mense, die axis is fascisme en nazism, en hy sê die evil, en ek haal net gou vir jou hierdie gedeelte aan, as a metonym for satanic forces that implies an alliance of Iran, Iraq and North Korea that is collectively responsible for evil deeds. Ek wil hê jy moet net in ag neem waar hierdie ding vandaan kom. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Now call the axis of adversaries whatever you want, but take it seriously, sê hierdie kommentaar in een van die nuusberigte. Kom ons kyk net wat skryf hierdie ou, net terwille van ons gesprek vanmôre. Verlede jaar in November sê hierdie skrywer dat daar so 'n watershed moment plaasgevind het. Hy sê toe Noord-Koreaanse troepe saam met Russiese troepe in die oorlog verskyn teen Oekraïne. Ewe skielik is daar 'n alliansie. Ons kry ouens van Noord-Korea wat nou kom saam beklei met die Russe. Daar vind 'n alliansie, daar vind 'n vennootskap plaas. En dan sê hy praat hier van die ander, julle sal onthou dat die datakabels onder die oseaan gesny was, en ons sien daar dat China betrokke was by hierdie insident. Die skip is daar gevang deur die Danish military, detained a Chinese flag bulk carrier on the suspicion that it had deliberately cut 2 data cables. Nou dit verteenwoordig 'n groot data toevoer van die res van die wêreld se ekonomie en al 'n geweldige impak op ons wêreldekonomie. Both incidents, sê hierdie skrywer, hy sê maak 'n fundamental shift in a strategic environment. For the first time, the United States adversaries are willing to come to the direct military aid of one another, even on the other side of the globe. Hy skryf verder, call it an axis of aggressors, an unholy alliance, a new axis or evil, or something else altogether. The fact remains that military ties among China, Russia, Iran and North Korea are deepening. Dis die eerste keer wat hierdie dinge gebeur. Dat hierdie lande besig is om by mekaar te kom en vir mekaar help op 'n militêre front. En ek gaan vir jou sê hoekom is dit baie belangrik om van kennis te neem, want ek gaan dit vir jou direk in die Bybel wys dat hierdie 'n profetiese ding is. So wat ons sien gebeur is nie net somme iets wat ons nou 'n nuusgesprek wat ons het nie. Ons praat hier van Bybelprofesie wat presies tot vervulling kom soos wat dit in die Bybel opgeteken staan 'n klompie jare terug. Hierdie artikel sê all articles China featured foreign policy, international relations, Russia, security, en dan sê hy a new axis of evil. Dis 'n nuwe term op die lappe op hierdie stadium. Ek het net daar bygesit. Die nuwe word nou ingesluit. Rusland en China kom nou by hierdie pakkie. Dis die nuwe axis of evil. Dis hoe hulle beskryf word. En dan sê hy the threat of a new enlarged axis of evil is all the greater for the United States. So die gevaar en die weerstand word al hoe groter, en daaronder sien jy nou maar net weer, dit is die term wat George Bush gebruik het hier in 2002 by die State of the Nations Address. Hierdie alliansies en hierdie samesnoering van kragte hier in die wêreld wat besig is om te gebeur, veroorsaak ook
konflik op ander gebiede, en dit is die toenemende haat teen die Joodse volk. Ons kry dit oral in die nuus, ek kan vir julle sê, daar's honderde artikels. American Jews faced a record 25 anti-Semitic incidents per day the last year, more than one per hour, with most related to hatred of Israel, starting the report. Daar's 'n horde van hulle. Anti-Semitic and anti-Israel attacks rise since October 27, 2023. Daar sien ons nou Iran se Amatola. Hy sê hierso, God is the greatest, death to America and Israel. Ons het hierdie storie al oor en oor gehoor. Ons sien hierso, Khamenei sê, Iran goes all out, gives call for Israelis destruction en so meer. En dan, of dit nie genoeg is nie, moes Suid-Afrika ook daarom nou ietsie hou in kry, en Suid-Afrika sue Israel over the genocide in Gaza. Ek weet nie of julle gesien het in die afgelope tyd nie, dat daar nou toenemende bespiegelinge is dat Iran Suid-Afrika se toer na die ICJ, International Court of Justice, dat Iran moontlik hier 'n rol gespeel het, moontlik finansies, moontlik in verskeie ander maniere, maar Iran het eintlik hier ook die Suid-Afrikaanse ANC-regering gebruik om 'n rol te gaan speel teen Israel in daardie Court of Justice. Ek noem dit vir jou want ek wil hê jy moet sien hoe hier die wetywering tussen die nageslagte van Abraham, Isak en Jakob eintlik te mekaar opstaan in hierdie alliansie. Dis 'n geestelike stryd wat besig is om nou by mekaar te kom. Nou Israel word ook beskuldig van talle verkeerde dinge. Ek wil hê jy moet baie groot kennis neem. Ek gaan op 'n ander kolle boodskap bring hieroor, maar ek wil vanmôre poog om net hier 'n balans te bring in jou verstaan om so eerlik as moontlik te wees met hierdie inligting. Nou hulle is baie skuldig aan 'n klomp sondes ook, en ek wil vanmôre die volgende stelling maak dat net soos ek en jy en enige iemand anders in die wêreld, die axis of evil is almal verantwoordelik voor God vir hulle dade, insluitende die Jode, insluitende Israel. Nou, Israel, die Jode, kan beskuldig word van 'n klomp dinge. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan in die Bybel, en ek wil vir jou sê dat hulle verantwoordelik was vir die vervolging van die Christene. As dan nou iemand was wat Christenhaters was dit die Jode. Die Jode het Jesus voor die Sanhedrin gebring. Die Jode het valse klagtes teen hom ingebring. Die Jode het hom voor die Romeinse keiser gebring om vervolg te word en om gekruisig te word. Die Jode was verantwoordelik vir baie valse beskuldiging en arrestasies. Jy kan gaan kyk in Johannes 18 vers 3, Matteus 26 vers 59. Hulle het valse getuies teen die Christene ingebring. Hulle het valse verhore gehou teen Christene. Daar's 'n klomp van hulle, Matteus 26 vers 57 tot 68 en dis meer. Hulle het die Christene oorgelewer aan die Romeine om vervolg te word en soms om vermoor te word. Die kruisiging. Baie van die apostels is vervolg deur die Jode en doodgemaak deur die Jode. En 'n klomp mense in die Midde-Ooste. So Israel en die Joodse volk staan skuldig voor God. En hulle is net so afhanklik van God se genade soos wat die Iraniërs en die Russe en ons hier in die Parel is. Hulle word beskuldig van baie wrede dinge ook, en kom ons kyk daarna, daar word verskeie goeters genoem. Ek gaan nie nou al hierdie goed lees nie, ek wys dit net vir jou. So ek wil hê jy moet net kennis neem van die feit dat die Joodse, die Arabiese en die Moslem lande het Christene vervolg. Almal van hulle het Christene gemartel en doodgemaak en vervolg. En die apostels se dood was dikwels teweeggebring as gevolg van Joodse vervolging. So kom ons kyk net ernstig na dit. Ek gaan nie al hierdie goed vir jou wys nie. Ek wys net vir jou wat omgaan in die nuus, sekere dinge wat gebeur het daarso, dinge wat uitsprake wat gemaak is deur Israel en die Jode. So Israel
wil ek vanmôre net vir jou sê, is net so afhanklik van God se genade en verlossing soos die res van die wêreld. Ek gaan dit nou 'n bietjie verder vat. Kyk gou na hierdie vers, Genesis 12 vers 3. Vandat ek 'n klein seentjie was en in die bediening was, het ek altyd geleer dat hierdie is 'n belangrike stelling om te onthou, dat ek sal die seën wat jou seën en die vervloek wat jou vervloek. Profesie aan Abraham, wat God vir hom sê. En dis wat ons geleer het, dat die wat Israel en die Jode seën sal geseënd wees, die wat hulle vervloek sal vervloek wees. Maar niemand het ooit gepraat van die tweede gedeelte van presies dieselfde teksvers in Genesis 12 nie, wat sê, in jou sal al die mense op die aarde geseën word. Dis dieselfde vers. Dis net die volgende gedeelte van die vers. In jou sal al die nasies van die wêreld geseën wees, nie net die Jode nie. God sê eintlik vir Abraham, hy sê, julle sal verantwoordelik wees om 'n getuie van God te wees vir die hele wêreld. Dit gaan nie net oor julle nie, dit gaan nie net oor julle volk nie, dit gaan nie net oor julle grondgebied nie, maar julle het 'n verantwoordelikheid om God te openbaar vir die res van die wêreld. Julle moet 'n seën wees vir al die nasies op die aarde. Jy kan Genesis 12 gaan lees en die konteks gaan verstaan, dan gaan jy sien dat miskien is God besig om iets anders hier te sê. Jy sal onthou, ek het vir jou gesê, my tema van my boodskap vanmôre is Israel teen die alliansie van boosheid, en ek het in klein skrif onder 'n subtitel gesit wat gesê het, dit gaan nie hier oor 'n land nie, dit gaan hier oor die openbaring van God. God oordeel regverdig. Luister 'n bietjie na Paulus se vermaaning. Ek het nou nie vir jou die slides hier op nie. Ek noem dit net vir jou in Romeine 2. Hy praat hier met die Jode. En Paulus sê vir hulle in Romeine 2 vers 5 tot 6. Hy sê, maar nee, omdat jy so verhard is, hy praat hier met die Jode. Hy sê, omdat jy so verhard is en in jou hart weier om tot inkeer te kom, is jy besig om vir jou 'n verskriklike oordeel op die oordeelsdag op te bou, daardie dag wanneer God die regverdige regter almal sal oordeel volgens wat hulle gedoen het. Hy praat hier met die Jode. Paulus gaan verder aan in Romeine 2 vers 9 tot 11. Hy sê, daar wag swaar kry en benoudheid vir elke mens wat aanhou kwaad doen. Dan gaan hy aan, in die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. Maar daar wag heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat aanhou met goed doen. In die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Kan ek net weer sê, God trek immers niemand voor nie. Romeine 2 vers 28, Paulus gaan uit, hy sê die volgende, hy praat hier met die Jode en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, jy is nie 'n ware Jood bloot omdat jy in die openbaar as 'n Jood bekend staan of omdat jy uitwendig besny is nie. Inteendeel, die ware Jood is die een wat dit in sy binneste is. En die ware besnydenis is nie die een wat aan jou liggaam verrig word nie. Nee, dit is die besnydenis van jou hart wat deur die Gees van God verrig word. Nie deur wetvoorskrifte nie, so 'n persoon ontvang lof. Nie van die mense nie, maar van God. So, op grond van die teks maak ek die volgende stelling. Ek dink dit is 'n reuse fout om te dink dat redding vir die Jode net 'n spontane gebeurtenis is wat een of ander stadium net sal plaasvind. Kan ek vanmôre die volgende stelling maak en sê, die Palestynë kan sekerlik met reg sê, die dag toe hulle uit Jerusalem uitgegaan het, het hulle vir Jesus Christus alleen en lewendig daar gelos, die Jode het hom gekruisig. Is dit nie waar nie? Wat ek vanmôre vir jou probeer sê,
as dat soos wat elke een van ons, ek en jy ingesluit, elke Rus, elke Chinees, elke Iranier, elke Arabier en elke Moslem, staan voor God verantwoordelik, en God sal elke een van ons verantwoordelik hou op die dag van oordeel. Jesus sê vir hom, Jesus se eie woorde, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Vir elke Jood sal voor Christus staan en verantwoordeling moet doen en is nodig om deur Jesus na die Vader te gaan. Die woord sê verder, Handelinge 4, Petrus vervul met die Heilige Gees, het die volgende gesê, ek wil dit duidelik stel aan julle almal, hy praat hier met die Joodse raad, want hulle het hom voor die raad gedag, en aan die hele volk Israel, dat hy, dis nou hierdie verlamde man wat gesond geword het, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, hy, dis nou Jesus, is die klip wat deur julle bouers geminag is, hy het nou die sluitklip geword, daar is geen verlossing by niemand anders nie, daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie, net deur Jesus Christus. 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is net een God en een middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens Christus Jesus. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's nie 'n ander plan nie. Die plan is Jesus Christus. Dit geld vir die Jood, dit geld vir die Arabier, dit geld vir die Moslem en dit geld vir my en vir jou. Ek, Jesus self is aan die woord, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Ek wil vanmôre ek wil net die speelveld vanmôre vir jou gelyk trek, want ek dink, miskien is die kerk te veel gefokus op 'n volk, te veel gefokus op 'n land, en ons verloor perspektief, ons verloor die belangrike rol wat God speel, die belangrike rol wat Christus speel in hierdie hele gebeurtenis. Kom ons kom terug by die axis of evil. Want jy sien die saamspan van die nasies, die intensifisering van die opstand teen die Jode en teen die Israel, en hierdie groeiende alliansies, al hierdie dinge wat besig is om te gebeur, is nie net bloot globale tendense nie. Dis 'n profetiese sein wat uitgaan na die kerk toe, na die wêreld toe. Dis iets waarvan ons kennis moet neem. En ek wil vanmôre wil ek jou vat na Jesegiel 38 toe, wat ek met jou gaan bespreek vanmôre. Om sin te maak uit hierdie alliansie van boosheid, soos wat George W. Bush dit beskryf het. Wat vir my interessant is dat julle weet almal van die BRICS-lande. Die BRICS-lande, aanvanklike stigting van die BRICS-lande, is 'n alliansie tussen Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika. Dis waarvoor BRICS staan. Dis die aanvanklike alliansie vennote. Nou, as ek BRICS sê, dan praat ek nie hier van die alliansie van boosheid nie. Asseblief, moet my nie verkeerd aanhaal nie. Dis 'n ekonomiese verdrag om handel tussen hierdie lande te verbeter, en hierdie lande het saamgekom en gesê, ons wil meer met mekaar sake doen, en dit is Brazil, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika, BRICS. Maar ander lande het ingekom in hierdie ding, en ek gaan net gou dit vir jou noem. Ander lande wat ingekom het by die BRICS-verdrag, of by hierdie ding is Egipte. Egipte het verlede jaar aangesluit in 2024, Ethiopië het ingekom, Iran het ingeskakel by BRICS, Indonesië, Saudi-Arabië en the United Arab Emirates, en almal het aangesluit verlede jaar. Turkye het nog nie ingesluit by BRICS nie, maar Turkye het die laaste vergadering van BRICS-lande bygewoon as 'n gas. En daar is duidelik nou belangstelling om dit by te woon. So,
Kom ons kom so 'n bietjie by die woord van die Here uit in hierdie geval. Want ek wil hê jy moet kennis neem, ek het hierdie prentjie hier opgesit, want wanneer ons praat van die groter, die uitgebreide alliansie van boosheid, the axis of evil, soos wat Amerika hulle beskryf, sluit dit in Vladimir Putin, Kim daar van Noord-Korea, Khamenei daar van Iran, die Ayatollah, die hoogste geestelike leier, dis nou die ou dame met die swart hoed, en dan hierso die president van China. Daar's nog ander wat bykom, maar ek wil hê jy moet hierdie ouens onthou. Kom ons lees Jesegiel 38. Nou wat ek gedoen het voor ek vir jou die teks gaan lees, ek het gaan die lande waarvan Jesegiel geprofeteer het ek vir jou ingeskryf in die teks sodat jy kan sien van wie praat ons vandag, net verduidelikheid. Kyk gou hierna. Jesegiel se profesie, Jesegiel 38. Die Here het met my, dis met Jesegiel gepraat. Mensekind, kyk na Gog, dis die leier van Rusland, of Gog staan bekend vir leier, van die land Magog, dis Rusland, deel van BRICS. Die prins wat oor die nasies van Mesek en Tubal, dis vandag Turkye, regeer. Profeteer teen hom, kom ons stop net gou daar. Hierdie profesie is gerig teen die leier van Gog, teen die leier van Rusland. Dis dalk op die tyd van die vervulling van hierdie profesie Vladimir Putin, dis dalk iemand anders. Hy verwys na die leier van Rusland. Profeteer teen hom, want dit lyk asof hierdie land 'n baie belangrike rol speel in die slag van Armageddon. Profeteer teen hom en sê vir hom, die oppermagtige Here sê, ek is jou vyand Gog, groot koning van Mesek en Tubal. Ek draai teen jou en ek sit hakke in jou kakebeen om jou en al jou soldate, perde en ruiters, soldate met klein en groot skilde, almal met swaarde na julle vernietiging te lei. Hier kom groot dinge. Persië, dis Iran, deel van BRICS, Kus, Ethiopië, deel van BRICS, almal met skilde en swaarde sal saam met hulle wees. Daar's 'n alliansie. So ook Gomer, dis Turkye. Turkye het die BRICS vergaderings bygewoon. So hulle word saam beskryf. En sy baie mense, Bet Torgama, dit is Turkye, uit die verre noorde en sy mense saam met baie nasies. Al hierdie lande wat hier genoem het, is op hierdie stadium vyande van Israel. Maak reg, sê God vir Gog. Wees gereed. Jy en al jou soldate, neem beheer oor hulle almal. Al hierdie lande, jy gaan hulle lei. Oor 'n lang tyd sal jy opgeroep word. Met ander woorde, ons kyk terug na Jesegiel se tyd toe. Jesegiel sien 'n ding gebeur in die verre toekoms en hy sê oor 'n lang tyd, en ek wil vir julle sê, ons is by hierdie tyd. Ek dink ons gaan dit in ons tyd sien. Hy sê oor 'n lang tyd, dan sal jy opgeroep word. Wat het gebeur direk na Israel se inval in Iran? Het julle gesien dat een van die minister van binnelandse sake of buitelandse sake van Iran het onmiddellik die volgende dag vir wie gaan besoek? Vladimir Putin. Dan sal jy na 'n land gaan, dis nou Israel, wat van oorlog herstel het. Daardie land se mense, dis nou die Jode, is bymekaar gemaak uit al die nasies, dis na die diaspora, om op die berge van Israel wat lank verlate gelê het te bly. Hulle is tussen die nasies uitgebring en bly nou veilig. Dan sal jy en jou bondgenote, dis die axis of evil waarna ons hier verwys, en baie soldate soos 'n storm oor hulle, dis die Jode, aanrol en die land Israel soos 'n wolk toemaak. Kan ek vanmôre die volgende stelling maak? Daar is op hierdie stadium 'n wapenstilstand ooreenkoms tussen al hierdie lande. Israel en Iran, en niemand skiet op die oomblik op mekaar nie. Maar ek wil vir jou sê dat hierdie stilte van korte duur gaan wees voor die bombars. So sê die oppermagtige Here,
Daardie tyd sal jy, dis nou Gog, die leier van Rusland, 'n bose plan uitdink. Stop net gou daar. Ek dink dit is nie verniet dat hierdie ouens the axis of evil genoem word nie. As jy kyk na die militêre strategie wat Rusland, China en hierdie ouens volg, is dit goddeloos en skrikwekkend. Ek het 'n lys gaan maak daarna, ek gaan hulle nie almal noem nie terwille van tyd. Maar ek wil net 2 noem. Eers een van Rusland se militêre strategieë word genoem the Russian Firehouse of Falsehood. Ons versprei valsheid en leuns en manipulasie om die omgewing te beheer soos wat ons dit wil hê. Is dit goddelik? Dit is satanies. Onthou julle George Bush se woorde? Verder, buitenbehalwe vir al die ander goed, hulle maak gebruik van 'n tegniek. Hulle noem dit escalate to de-escalate. So hulle strategie is om taktiese kernwapens en dreigemente en alles in te span en almal bang te maak om te kry wat hulle wil hê. Ons kry 'n ander tegniek wat hulle gebruik, the Russian Reflective Control Theory. Hulle maak gebruik van manipulasie om ander mense te manipuleer. So hulle sal leiers van ander lande manipuleer, ministers manipuleer om te kry wat hulle wil hê. Dis 'n strategie om hulle vyande bang te maak en te manipuleer. En daar is 'n horde anders van hulle. Esegiel het baie lank terug na die leier van Gog gekyk en gesê, jy sal 'n bose plan uitdink. Jy sal bose planne maak. Hierdie ouens is meesters in manipulasie en bose planne. Jy sal sê, ek gaan die land wat oop lê, dis Israel, aanval. Ek gaan hierdie mense, die Jode, wat so onbesorgd lewe, sonder hoë mure en poorte, vernietig. Ek gaan die pynhope wat herbou is, plunder. Die mense het teruggekom uit die nasies, en hulle het teruggekom op wanneer? 14 Mei 1948 is Israel weer verklaar as 'n erkende land op sy eie. En nou ryk met hulle groot kuddes en besittings. Hulle bly in die middel van die aarde. Dis waar Israel geleë is. Ek noem net hierdie, jy hoef nie die rooi te lees nie, ek het dit net daar ingesit vir interessantheid. En noem my Skeba, Dedan en die handelaars van Tarsus. Hulle almal sal vra. Nou hierdie ouens is almal ouens wat nou kyk na hierdie geweldige oproer wat kom en dan sal hulle vra. Wat sal hulle vra? Hulle sal, het jy kom plunder? Vra hulle vir Rusland. Het jy jou soldate bymekaar gemaak om die vee weg te dryf en die besittings te vat, die goud, die silwer as byt weg te dra? Daarom, mensekind, profeteer teen Gog, die leier van Rusland, en sê vir hom, die oppermagtige Here het gesê. Wat het die Here gesê? Die dag as my volk in vrede leef, sal jy jouself gereed maak. Dan kom jy met al jou ruiters en met jou soldate van jou land af, in die verre noorde, jy en baie ander nasies, met al jou wapentuig, met al jou tegnologie, met al jou vuurpyle, met jou manipulasie, met jou slinkse bose planne, julle gaan almal optrek teen die volk Israel. Jy sal die land soos 'n wolk toemaak. Hulle sal oorweldig word. En dit gebeur in die verre toekoms. Ons is hier. Dit gaan jou teen my land bring, terwyl almal kyk. Luister hier, as jy die televisie of die nuus aansit, al wat jy hoor is Israel, Iran, die hele wêreld se oë is gefestig nou op die Midde-Ooste. Is dit nie so nie? Almal kyk nou in daardie rigting. Ons almal sit en wag, wat gaan nou gebeur? Wat gaan gebeur? Gaan die VS aanhou help? Gaan die help? Wie kom nou in? Gaan China help? Wie gaan nou wat doen? Ons almal sit en kyk vir hierdie toneel. Ons sit en kyk wat die volgende toneel gaan wees op die verhoog van die wêreld. Hy sê en almal kyk, Gog. Hoekom gebeur hierdie dinge? Sodat die nasies sal sien hoe ek myself as die heilige deur jou openbaar.
dit gaan nie hier oor Israel nie. Dit gaan hier oor die openbaring van God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die openbaring van God. Tot nou toe is God en sy woord die agtergrond waarteen Jode gesien en hulle situasie verstaan word. Wat doen ons wanneer ons wil verstaan waardeur die Jode gaan? Ons gaan na die skrif toe en ons gaan lees, okay, dis waaroor die Jode gaan, dis hulle agtergrond, en ons gebruik die skrif en ons gebruik God se woord as die verhoog waarop die toneel van die Jode en hulle situasie afspeel, en ons kyk daarna. Op hierdie stadium is die verhoog die woord, en God is so in die agtergrond, en dit word gebruik om te beskryf waardeur die Jode gaan. Maar die oorlog van Esegiel 38 draai hierdie prentjie nou om, sodat die wêreld God en sy heerskappy kan sien op die agtergrond van Israel en wat met hulle gebeur. Hoor jy die verskil? Op hierdie stadium staan die Joodse volk op die verhoog, en alles wat met hulle gebeur en teen hulle gebeur, en die woord en God is die agtergrond waarteen dit afspeel. Esegiel 38 draai dit om. Die wêreld sien God se openbaring op die agtergrond van Israel en die Jode. Dit is wat hier in Esegiel 38 gebeur. So wanneer jy die TV aansit, hoor my mooi, en jy hoor al minder van Israel en die Jode, en jy begin al meer hoor van God se openbaring, en wat God besig is om hier te doen, dan wil ek vir jou sê, is die einde voor die deur. Ons staan hier op die vooraand van 'n geweldige gebeurtenis. Kom, ek gaan net gou verder aan. Esegiel 38, so sê die oppermagtige Here, jy is die een van wie ek lankal deur my profete gepraat het, Gog, toe ek gesê het, dat ek jou in die toekoms teen my volk sal laat optrek. En daardie dag, as Gog die land Israel binneval, dan sal ek baie kwaad word, en sê die oppermagtige Here, in my brandende woede beloof ek, en God is een wat sy woord hou, dat daar 'n groot aardbewing in die land Israel sal wees. Jy sien? Want solank die volk Israel met hulle Iron Dome, met hulle slim militêre strategie, en al hierdie goed, hulle vyande uitoorlê, solank soos wat dit aanhou, is God nie op die voorgrond nie, want dit is 'n wow weermag, maar dit gaan alles verdwyn. En dan kom hierdie mag in van die noorde af met al hulle alliansie van the whole axis of evil kom in, absoluut gefokus op daardie klein lyntjie wat lyk soos 'n ryskorrel op die groter wêreldkaart. Hulle almal sak op hom toe soos 'n wolk, sê Esegiel. Hy sê en op daardie dag, hy sê na verskyn God. Wanneer dink jy gaan ons in die nuus hoor van God? Omdat Israel so goed is? Nee. Daar kom kosmiese skuddings, daar sal 'n aardbewing kom. Wat gebeur dan? Hy sê die visse, die voëls en die diere, alles wat beweeg en al die mense sal voor my bewe, sê God. Hy sê berge sal omgegooi word. Oh man, kraanse sal in mekaar stort en mure sal omval. Ek stuur 'n swaard teen Gog op my berge, sê die oppermagtige Here. Elkeen sal teen sy broer beklei, dan straf ek jou met siekte en met dood. Ek stort wolkbreuke, haal, vuur en brandende swaal uit oor jou en jou soldate en die baie nasies saam met jou. So wys ek hoe groot en heilig ek is. Dit gaan nie oor God.
Dit gaan oor die openbaring van die skepper van die hemel en die aarde. Dit gaan nie, mense hou op kyk na 'n land en 'n volk, en ek sê vir jou, kry die afwagting in jou binneste, dat God die lewende skepper van die hemel en die aarde, hom op 'n kragtige manier gaan openbaar in die Midde-Ooste, soveel so, dat die mense sal bewe. Hulle sal skud van vrees. En die nuusberigte en die koerantopskrifte sal verander, soos wat die verhoog in die toneel draai. En die wêreld sal kyk na hierdie gebeure en hulle sal sê, daar's 'n God. Daar's regtig 'n God. Hy sê, so sal ek wys hoe groot en heilig ek is. Baie nasies sal my leer ken, dan sal hulle besef dat ek die Here is. Alles wat daar gebeur op hierdie stadium, ek vir jou sê, hoe reg of hoe verkeerd jy ook al wie wil sien, dit het niks met hulle uit te waai nie. Dit gaan hier net oor God. Dit gaan nie oor God se openbaring. Wanneer hierdie nasies, hierdie konfederasie van nasies, gelei deur die leier van Gog, van die land Magog, al hierdie nasies, Iran, die Persiese ryk en almal bymekaar kom. En wil ek vandag vir jou sê, dis nie 'n obskure verbintenis of iets nie. Persië word van die Bybelse tyd af genoem as 'n dominerende mag in die Midde-Ooste. Maar nou sien ons die Russiese regime wat besete is en besete raak met die vernietiging van Israel. Ek sê besete raak. Hulle sal aan niks anders kan dink nie. Hulle sal niks anders beplan nie. Hulle sal hulle eie lande en hulle eie mense in hongersnood dompel, en al hulle ekonomiese winste en ekonomiese rykdom sal aangewend word om hulle militêre posisie te vergroot en te versterk, sodat hierdie gebeurtenis sal plaasvind. Hierdie naam Persië het op die wêreldkaart gebly tot op die 21ste Maart 1935. Dit was die Persiese nuwe jaar. En op daardie dag is die naam verander na Iran toe. Dit is onlangs. Verwys na 'n profetiese eskalasie. My boodskap is eintlik nog lank, maar ek wil nie te lank aangaan en deur alles gaan nie. Jy sien wat ons vandag sien, is dat Iran dieper bande smee met Rusland, Turkye, Noord-Korea, China, en is nie toevallig nie. Hulle weerspieël 'n presiese koalisie wat die Gees van God aan Esegiel geopenbaar het many moons back. En saam met hulle kom al die islamitiese state, sluit aan by hulle. Maar God sê die volgende: mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Mag julle insien hoe 'n ryk heerlikheid dit is, dat God sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Ek sê vir julle hierdie dinge nie omdat ek julle wil bang maak nie. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van oorwinning. En wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, is my gebed vandag dat die Joodse volk vir wie God baie lief is, dat hulle sal tot inkeer kom, dat hulle nie soos Paulus sê in Romeine 2, hulle harte die heeltyd sal verhard nie, dat hulle sal insien dat hulle Jesus moet aanneem as hulle persoonlike saligmaker, dat hulle begin sien hoe God homself openbaar deur hulle, soms deur hulle nederlaag.
soms deur hulle oorwinning, maar dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan oor die heerlikheid van God. Ek vir jou sê, Jesegiel sê, dis nie Israel se militêre krag nie. Dis nie sy Iron Dome wat die vuurpyle kan weghou nie. Aan die einde van die dag sal dit net God wees wat dit kan regkry. Daar sal 'n punt kom, en dis nie ver van nou af nie, wanneer die lande van die noorde en met al hulle bondgenote die bose axis of evil sal toesak op Israel soos 'n wolk. En Amerika en Trump sal skree en almal sal skree en niemand sal luister nie. Ongeag wat hoe ons sentimente is rondom Israel en Iran en al hierdie dinge, daar's 'n profesie wat moet uitspeel, wat tot op hede presies gebeur het, volgens die woord van God. Met al die mooiste intensies sal dit nie gestop kan word nie. Dit sal nie gebreek kan word nie, dit gebeur. En op daardie oomblik, wanneer die Iron Dome nie meer doen wat hy kan doen nie, wanneer when everything else fails, dan tree God in. Dan tree hy in. En hy breek dit op. Jy sien, ek dink in 'n mate word Israel en die Jode 'n metafoor vir wat besig is om in die wêreld te gebeur. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. As dit nie is vir die Heilige Gees wat jou 'n gees van onderskeiding gee, wat jou help en wat jou lei en wat jou toevou en jou beskerm nie, dan is ons blootgelê teen die aanvalle van die duiwel. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die lig. Jy sien Israel en wat daar op 'n fisiese wêreldtoneel gebeur, is 'n metafoor vir dit wat jy in jou gees beleef op hierdie stadium. Op 'n punt moet jy besef dat jy nie in jou eie krag kan weerstand bied teen die aanslae van die bose nie. En op daardie stadium moet jy kom en jy moet sê, Here, ek is so oorweldig, al my weerstand is afgebreek. In my eie krag kan ek nie meer staande bly teen die aanslae van die bose nie. En op daardie punt kom 'n mens tot inkeer en jy sê, Here, ek was verkeerd. Verander my denke, verander my hart, verander hoe ek dink teenoor U. En dis wat met Israel moet gebeur. So dit wat ons daar sien is 'n metafoor wat ek en jy elke dag in ons hart en siel beleef. Ek gaan vinnig afsluit, ek gaan nie deur alles gaan vanmôre nie, maar ek wil vanmôre wil ek die volgende vir jou sê. Esegiel 38, soos hierdie vroutjie sê, is 'n profetiese waarskuwing vir die lou warm Christene. Daar's nie meer tyd vir kompromie nie. Daar's nie tyd vir kompromie nie. Ons moet die evangelie met dringendheid met ons verkondig in die res van die wêreld. Ons moet nie vrees wat oor die wêreld kom nie. Vrees kom nie van God af nie. Ons moet gereed maak vir wat hier kom. Hierdie eskatologiese gebeurtenis wat voor ons deur lê, is 'n baie ernstige waarskuwing aan elke een van ons in die kerk van Jesus Christus. Dat jy jou wapenrusting sal aantrek soos wat Efesiërs 6 vir ons sê. Put on the whole armor of God that we may be able to stand against the wiles of the devil. So, wanneer die wêreld praat van Israel se vernietiging, dan sê God, ek sal inkom en ek sal instaan in jou plek. En hy sal optree as die skild wat ons sal beskerm en sal bewaar. Hy sal sy krag demonstreer op maniere wat ons verstand te bowe gaan, sy getrouheid
en sy belofte dat hy jou nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie, sal ons sien, wanneer ons vyande ons omring, wanneer Israel se vyande hulle omring. Ek wil hê, as jy vanmôre metafories jouself 'n naam gee, en jy sê, ek is Israel, en ek is 'n Jood. Hoekom sê ek jy is 'n Jood? Want dit staan so hier in Romeine 2. Sê hy mos nou, hy sê, jy is 'n Jood, wanneer jou hart besny is deur God, jy tot bekering gekom het. Jy's nie net 'n spreekwoordelike Jood, omdat jy 'n Joodse bloedlyn het, of omdat jy in Israel gebore is, of 'n Jood, jy's 'n ware Jood, wanneer jy ingesny is, 'n hartsbesnydenis ondergaan het, en jy Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker. En dis wat Paulus vir hulle probeer sê in Romeine 2. Plaas jouself vandag metafories op 'n plek en sê, ek is Israel. En al hierdie vyande is besig om teen my te velde te trek. Hulle is almal gaan my aanval. Maar gelukkig sal God my beskerm en ek sal hom eer. Ek sal hom eer. Dis 'n oproep vir geestelike gereedheid. Ons kan nie langer slaap nie. Die Here wil hê ons moet wag op hom. Ons moet vertrou op hom. Dis 'n oproep tot aksie. Hierdie dringendheid is nie gewortel in vrees nie, soos wat ek vir jou gesê het. Dis op grond van ons hoop in Jesus Christus. God het hierdie dinge nie geopenbaar om sy volk te verskrik nie, maar om hulle voor te berei. Om hulle reg te maak, om hulle gereed te kry vir sy koms. Wag op die Here is 'n bevel, dis nie 'n voorskrif nie. Wag op die Here is nie 'n opsionele geestelike dissipline. Dis 'n opdrag. Dis 'n houding wat God van elke gelowige eis wat beweer dat hy hom vertrou. Wag op die Here is nie 'n onaktiwiteit nie. Dis 'n aktiewe afhanklikheid. Wag is nie om niks te doen nie. Dis om die belangrikste ding te doen. Om God te vertrou wanneer ons nie kan sien nie. Is om God te vertrou en te sê, Here, ek weier om vorentoe te gaan as dit nie met U is nie. Dis wat daardie wag beteken. Ek gaan nie vorentoe as dit nie met U is nie. Wag op die Here is ons grootste toets. Dit openbaar waar ons hoop werklik lê. Vertrou jy op jou wysheid? Vertrou jy op jou insig? Glo jy vandag in God se belofte? Die Here praat met die wêreld op hierdie stadium. En my gebed is dat hulle ore sal oopmaak. Mense, daar's nie meer tyd vir lou warmigheid nie. Jy's of in die bokkamp of jy's in die skaapkant. Volgens Jesus se woorde in Matteus 25, kies jou posisie. Daar's nie middelgrond nie. Jy's aan die regte kant of aan die verkeerde kant. Jy's aan God se kant of jy's aan die verkeerde kant. Julle sal onthou in die Ou Testament, ek het vergeet waar daai teks staan. Ek weet nie of dit Josua is of waar dit staan nie, waar die een persoon opgetrek het in die volk en 'n engel van God voor hom verskyn. En hy vir die engel sê, wag so 'n bietjie meneer, is jy nou aan ons kant of is jy nou aan ons vyande se kant? En die engel antwoord hom en sê vir hom, ek is 'n bevelvoerder van God. Wat hy eintlik sê is, jy is of aan God se kant, of jy is aan die verkeerde kant. Dit geld vir die Jood, dit geld vir die Arabier, en vir die Rus, en vir die Chinees, en vir die Japanees, almal van ons presies dieselfde. Here, is jy nou aan ons kant, of is jy nou aan hulle kant? Nee. Kom, ek trek net hierdie begrip reg vir jou. Jy's of aan God se kant, of jy's aan die verloor kant. Dis dit. Maak jou besluit. Kom ons sluit ons so. Here, ek kom na U toe vanmôre in afhanklikheid en in nederigheid, en ek sê vir U dankie dat U deur die Gees ons vooraf van al hierdie dinge vertel het.
sodat ons gereed kan maak en dat ons in 'n afhanklike wag kan wees vir u openbaring. Koning Jesus, dankie vir u liefde en dankie vir die Heilige Gees wat ons lei in die waarheid, sodat ons nie nodig het om te vrees oor hierdie dinge nie, maar dat ons weet en besef dat ons nie vorentoe kan gaan sonder u met ons nie. Ek maak vanmôre 'n verklaring, Here, dat ek kies om aan u kant te wees, om saam met u te staan, in afhanklikheid van u grootheid en u redding. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.